U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. 'n Vervolgverhaal. As die wêreld om jou kantel, geskryf deur Ellen K. Wood. Eileen trek die 2 kantoordeure tevrede agter haar toe. Sy het Rassie se kantoor langs haar geleen vir die skoolbesoek wat die taaldepartement vandag kry. Betty en Lydia het vir haar die kantore mooi skoon gemaak. Die Afrikaanse vakadviseur sal in haar kantoor sit en die Engelse een in Rassie se. Sy het 'n onrustigheid in haar agterkop oor hierdie besoek, omdat sy so gal afgegaan het tydens die vakvergadering. 'n stemmetjie het die heeltyd aan haar bly knaag. Sy weet die vakadviseurs is seker nie kleinlik nie, maar sê nou maar net, hulle haal haar misnoë oor haar gedrag op die ander taalonderwysers uit. Dan is dit mos haar skuld. Dit was juis waaraan sy Saterdag op die paviljoen gesit en dink het. Anders kon sy dalk gesien het wie die balsak gevat het. Sy wou ten alle koste vermy dat haar mense die spit afbyt. Dus het sy uit haar pad gegaan om alles 100% reg te kry. Hulle mag vandag geen fout vind nie. Sy het maandagmiddag en in Dinsdag se afperiode die Afrikaanse en Engelse vakleiers op datum gekry. Die agendas en notules van hierdie jaar het sy eenkant gesit, soos deur die vakadviseurs versoek. Die onderwysers se roosters, die puntestate van die vorige jaar, die klasbesoekverslae van die kwartaal en omsendbriewe van die departement het sy sorgvuldig geliaseer. Sy en Leonie Olofse, die Engelse vakhoof, het gesorg dat al die graad 10 tot 12 assesseringsleiers reg is. Hulle het tot die postmodereringsvorms van die take wat hulle reeds gemodereer het, saam met die memorandums geliaseer, want hulle was bang die vakadviseur sê hulle het nog niks gemodereer nie. Sy het gistermiddag tot laat by die skool gesit en 'n klomp skrifte van kinders uit elke graad en taal gekontroleer en geteken. Sy het ook gesorg vir 3 portefeuljeleiers per graad en taal. Sy het versnapperinge gekoop, soet en sout. Betty sal sorg dat die vleispastytjies warm gemaak word en dat dit saam met die koffie en tee of koeldrank bedien word wanneer hulle 'n blaaskans vat. As hulle vandag fout vind, wil hulle fout vind. Eileen stap na haar klas toe, voordat die registerperiode verby is. "Hallo juffrou," skree Yvette van oor aan die vierkant af, waar sy in een van die klasse se deur staan. Eileen waai vrolik terug. Dit dwing haar gedagtes terug na die netbaloefening van vanmiddag en die vermiste balle. Sy kry sommer weer 'n bittersmaak in haar mond. Sy sal nog 'n plan moet maak om dit te vervang. Sy moes Dinsdagmiddag daar sonder oefen. Dit het die hele oefening omver gegooi. Sy en Alta het dit moes iemand uit eie geleedere gewees het wat dit gevat het, want niemand van die ander skool het tussen hulle skool op die paviljoen gesit nie. Dit maak dit juis soveel erger. Kan 'n mens nie eers meer jou eie mense vertrou nie? Hulle het vir almal gevra om te kyk of hulle dit nie per ongeluk gevat het nie, maar sonder sukses. Die balsak het soos 'n groot speld verdwyn. Sy kon nie met die meisies beklei nie, want sy het self die sak op die paviljoen gesien. Linda en Yvette het vreeslik in die bus gehuil, want hulle was verantwoordelik vir die balle. Sy het die 2 baie jammer gekry. Met die stop naby Makwasi het sy en Alta vir hulle roomys gekoop om hulle te probeer opbeer. Maar die feit van die saak bly staan. Hulle sal die balle moet vervang. Dis beleid. So, eerds sal sy nog aan 'n fondsinsameling ook moet dink. Waar en wanneer moet sy dit ook nog indruk? "Gaan julle ons Saterdag kom ondersteun?" vra Willem vir Etienne en Esmay, waar hulle eerste pouse sit en gesels. "Jammer ou Willem,
maar my pa het gesê ek moet hom Saterdagoggend in die tuin help. Sodra ons klaar is, kan ek weer my rekenaar vir 'n rukkie gebruik, sê Etienne verleë. Is al jou werk nou op datum? Vra Willem nuuskierig. So min of meer. Ek kan sien my pa probeer sy bes om meer geduldig met my te wees. Hy help nou ook waar hy kan met die IGO. Ek dink my ma en die hoof het gesê hy moet, antwoord hy, duidelik nog nie oortuig van sy pa se nuwe gesindheid nie. En julle? Wend Willem hom tot Esmy. Nee, jammer Willem. My pa vat ons Saterdag stad toe. Ons gaan begin soek vir matriekafskeidrokke. En dan gaan ons oefenklere koop. My pa gaan nou in die aande saam met ons twee oefen, want hy werk nie op die oomblik nagskof nie, verduidelik sy breedvoerig. Ek kan nie glo julle is almal so dislojaal nie, raas Willem teleurgestel. Te oordeel aan die ophef wat die hoof na verlede Saterdag se wedstryd gemaak het, gaan julle waarskynlik die wedstryd wen, kap Esmy snipperig terug. Met sport is niks ooit seker nie. Ons het nou wel met net 7 punte verloor, maar 'n verloor bly 'n verloor. Ons moet nou al die ander wedstryde wen. Ek wil nou net weet, as daar na eerste wedstryd van die seisoen reeds 2 blou oë, 1 afsleutelbeen en 'n oopgesnyde oogbank is, hoe gaan julle aan die einde van die seisoen lyk, vra sy. Dis net ou Leon wat uit is met sy sleutelbeen. Die ander ouens se beserings is nie so erg nie. Gerrit se blou oog is nie te erg nie, verduidelik Willem. Is sy oog blou as gevolg van Saterdag of van julle bekleierery in die kleedkamers? Vra sy effens sarkasties. Sy is vies vir hom omdat hy nie wil vertel wat in die kleedkamers gebeur het nie. Ek hoor almal sê Gerrit was Saterdag briljant. As dit nie vir hom was nie, het hulle baie verder gewen. Die ouens sê hy het hulle sterk flank flenters geduik. Ek weet nie wat jy en Wian vir hom gesê het nie, maar dit het beslis gehelp, spot Etienne saam. Hy voel ook 'n bietjie seer gemaak omdat Willem ook nie vir hom wil vertel wat daar binne gebeur het nie. Esmy rol haar oë. Nee jong, die eerste span is mos soos die maffia. Niemand mag weet wat in die binnekringe aangaan nie. Jy vra verniet, sê sy ergerlik. Sy is so reg, maar eintlik so verkeerd, dink Willem, maar swyg eerder. Vir wat moet julle nou al matriekafskeidklere soek? Dis dan nou eers die eerste kwartaal, probeer hy die onderwerp subtiel verander. Die matriekafskeid is baie nader as wat 'n mens dink. Dit vat tyd om die regte klere, skoene en haarstyle te kry. Ek wil nie daardie aan soos 'n uil speel in die maanskyn lyk nie. Willem sug afkerend. Ek wil liewer nie eens weet wat die uitdrukking nou weer beteken nie. Waar kom sy aan alles? Ek het besluit ek gaan nie matriekafskeid doen nie. Dis sommer net 'n geldmors storie. Ek kan daai geld baie beter gebruik, sê hy geïrriteerd. Hoe kan jy so sê? Dis die belangrikste fase van jou lewe wat tot einde kom, sê Esmy geskok. Wat het geword van ons twee wat saam inkom in een van daardie oudtydse karre? Vra Etienne teleurgestel. Ek kan nie verstaan dat 'n mens duisende rande moet spandeer om vir 30 sekondes oor 'n rooi tapuit te paradeer soos 'n koei op 'n fandisie nie. Dan na 'n spul vervelige toesprake te luister, 'n bord doodgewone kos te eet wat 'n fortuin kos, net om 'n uur later na 'n afterparty toe te gaan nie. Dit maak net nie sin nie, hou Willem voet by stuk. Ek weet dan nie, Willem. Daar is sekere tradisies wat die moeite werd is, ongeag die kostes, redeneer Etienne verder. Esmy sê vir 'n wonder nie 'n woord nie. Willem kry die gevoel sy weet Anneke is die eintlike rede agter sy besluit, maar respekteer sy geheim. Ek dink nog steeds julle is dislojaal om nie Saterdag te kom ondersteun nie, hou Willem koppig vol, toe die klok aan die einde van pouse lui. Ons kyk nie almal deur dieselfde bril na die lewe nie. Jy moet dit aanvaar, kry Esmy tog ouer gewoonte die laaste sê in voordat hulle in verskillende rigtings spat. Teen eerste periode het die 2 vakadviseurs nog nie opgedaag nie. Helene was toe nog nie dadelik bekommerd nie, want hulle het al baie kere in die verlede eers na 11 opgedaag omdat hulle by die ander skole
in die omgewing begin. Teen 11:30 raak sy egter kriewelrig. In die middel van die periode voor tweede pouse skakel die sekretaresse by haar klas in. Mevrou Steenkamp, die vakadviseurs het geskakel en gesê hulle gaan nie vandag kom nie. Hulle gaan net die onderpresteerder skole besoek. Kom die boodskap. Dankie mevrou, is al wat sy sê. Vir 'n paar oomblikke staan sy half versteen. Ag, was al wat sy uitkry. Die klas giggel onderlangs. Haai, juffrou mag nie vloek nie, sies, waag Meerkat ewe dapper van agter uit die klas. Helene het die seun die bynaam in die stilligheid vir haarself gegee, omdat dit altyd lyk of hy sy nek so lank uitrek om heeltyd met sy lewendige oë rond te kyk. En wie sê vir jou ek wou vloek? Dalk wou ek net vader sê, vra sy gemaak kwaad. Die hele klas lag nou saam. Julle moenie lag nie. Die onderwys gaan my nog 'n beroerte gee, bieg sy en gaan sit op haar stoel. Hoekom is juffrou kwaad? Ek sou maar te bly gewees het as ek 'n juffrou was. Waag nog een dit. Helene kan sien dis vir hulle lekker omdat sy met hulle hieroor praat. Hulle besef sy is ook maar net 'n mens. Ek het vir die afgelope 3 dae al my ander werk wat eintlik 'n prioriteit was, gelos om voor te berei vir hierdie besoek. Kon hulle dit nie van die begin af vir my gesê het nie, of vroeër laat weet het nie, stort sy haar frustrasies uit. Ek dink juffrou is nou te ontsteld om verder te werk. Juffrou moet ons die res van die periode afgee en eers bedaar, sien iemand anders sy weg oop om 'n kans te vat. Die klas lag kliphard en sy kan nie help om saam te lag nie. Dirk, 'n mens kan nie die hand gryp voordat iemand nie eers die pinkie aangebied het nie, spot sy lekker saam. Die klas skaterlag weer uitbundig. Ondanks die feit dat sommiges die situasie wil uitbuit, sukkel Helene om verder te konsentreer. Sy is fisies en emosioneel gedreineer. 10 minute voor pouse gee sy die klas sleutel vir een om die klas te sluit en stap af kantoor toe. Sy skryf 'n boodskap in die afkondigingsboek dat die taalonderwysers hulle boeke en leers na pouse kan kom haal. As sy dit geweet het, kon sy haar merkwerk klaar gemaak het. Sy kon maandagmiddag na die video gekyk het van verlede Saterdag se wedstryd. Alta het groot onkostes en moeite aangegaan om elke wedstryd af te neem, sodat die afrigters die wedstryde kon ontleed. Sy was bevrees dat dit waarskynlik nooit in haar lewe sal kan realiseer nie. Daarvoor het sy te veel werk en verantwoordelikhede. Sy kan nie 'n professionele onderwyser, departementshoof en afrigter gelyk wees nie. In die personeelkamer leun sy oor die toonbank in die kombuis in. Betty, sal jy asseblief vir my die melk aangee? Ek moet nou eers koffie drink, vra sy. Haar oog vang die balsak wat langs die asblik onder die ander rak ingedruk lê. Sy stap dadelik om koshuis toe en haal die sak uit. Dit is so waar die onder 14 se sak. Met al 4 die balle. Betty, waar kom hierdie sak vandaan? Vra sy opgewonde. Ek weet nie, Leentjie. Ek sien hom ook maar nou eers. Ek sal vir Lydia vra of sy weet. Iemand moes die sak hier kom neersit het. Ons soek nou al van Saterdag af na hom. Ek sal baie graag wil weet wie dit is, sê Helene verontwaardig, terwyl sy die vleisrolletjies in die mikrogolf oondruk. Ek het gesien hoe 'n blonde vrou die sak daar neersit, toe ek van die saal afgekom het, maar ek het nie saam met hom gepraat nie, sê Lydia, toe hulle haar uitvra. Wie sou dit wees? Ek dink hulle moet vir die hoof gaan vra om op die kameras te kyk wie dit was. Stel een van die onderwysers pouse vir haar en Alta voor, terwyl hulle die vakadviseurs se eetgoed verorber. Hulle 2 stap dadelik kantoor toe, maar die hoof is besig. Die sekretaresse sê sy sal die boodskap oordra. Helene is teleurgesteld want sy weet dit kan dae vat voordat die hoof daarby uitkom
en dan is die beeldmateriaal dalk al weg. Ten minste het sy darm vanmiddag al die balle om mee te oefen. Dis een geluk by die dag se ongeluk. Toe almal hulle leers en boeke laat haal het, gaan maak Helene haar klas se vensters toe en stap terug na haar kantoor toe. Gelukkig het sy nou die res van die 2 periodes af. Sy raak onrustig oor die wolke wat onheilspellend donker in die suide saampak. Dit beteken altyd reën. Sy haal haar skootrekenaar uit haar tas uit en maak die netbal video oop. Sy kyk vir 'n paar minute, maar word niks meer wys as wat sy nie reeds weet nie. Tessa is nog onseker oor wanneer sy wat moet doen in haar nuwe posisie. Dieselfde geld vir Sonja. Almal kort baie meer vaardigheidsoefeninge en spanspel. Haar afrigtingsplan is oor die algemeen darm op die regte koers. Sy bære die rekenaar verlig, omdat sy nie nou meer hoef skuldig te voel oor die video wat Alta met soveel moeite gemaak het nie. Sy trek haar pakkie merkwerk langtand nader. Die interkom gaan aan en die hoof se woedende stem weer galm deur die skool. Die persoon wie se ma vandag 'n netbalsak in die kombuis kom neersit het, moet dadelik na my kantoor toe kom voordat ek op die kamera kyk en ek jou laat roep. Helene besef die hoof is briesend, want sy herhaal weer die afkondiging. Sy doen dit altyd as sy baie kwaad is. Die hoof weet hoe sy Saterdag na die sak gesoek het, hoeveel keer sy Maandag en Dinsdag laat afkondig het. Sy is bly, sy is nie in daardie kind se skoene nie. 'n Paar minute later lui haar telefoon. Mevrou vra jy moet dadelik kantoor toe kom, sê die sekretaresse. Toe Helene in haar kantoor instap, sit een van die tweede span se matrieks in die kantoor. Sit asseblief, mevrou. Ek wil hê jy moet ook hoor wat die kind se verskoning is. Dit is sy wat die balsak gevat het. Juffrou, ons seniors het net gevoel ons met die juniors 'n les leer, want ons voel hulle is baie voorbarig, begin Ansie Dievenage stotterend verduidelik. Hoekom voel julle so? Vra Helene verbaas, voordat die hoof iets kan sê. Juffrou, hulle skree altyd hulle kreet kliphard wanneer ons middag oefen. Ons voel dit was nie gepas dat hulle gesigte verlede Saterdag geverf het nie. Hulle is nou baie grootkop omdat hulle gewen het, verdedig die kind verbeter verder. Maar ek verstaan nou nie mooi nie, sê die hoof kil. Het die kleintjies julle toestemming nodig om goeie gees te hê? Is daar 'n skoolreël wat sê hulle mag nie hulle gesigte verf nie? Nee, juffrou, maar hulle loop en vertel vir almal hulle is beter as ons. En hulle staan pauses by die matriekseuns en gesels, redeneer die kind, nou rooi in die gesig. Dis die eintlike rede, dink Helene geamuseerd. En dit was nou alles so 'n groot sonde, dat julle Saterdag besluit het om hulle balsak te vat, vra die hoof skerp. Nee, juffrou, ek bedoel maar net, probeer die kind desperaat verder verduidelik, maar bly dan stil, sodra sy besef haar argument is nie waterdig nie. As ek die saak so beluister, is julle eintlik jaloers op die kinders. Jaloers omdat hulle aan iets gedink het, waaraan julle nie het nie. En omdat hulle gewen het. Ek dink almal van julle wat hierby betrokke was, behoort hulle om verskoning te vra, sê die hoof dreigend. Helene kan sien sy gaan al haar selfbeheersing verloor. Ansie, ek is jammer julle het aanstoot geneem. Ek sal seker maak die een wat gesê het, hulle is beter as julle word aangespreek. Dit is onvergeeflik. Ek gaan egter nie die goeie spangees onderdruk, omdat dit die seniors bedreig laat voel nie. Hoekom doen julle nie iets soortgelyks met julle hare nie? Niks keer julle nie. Wat die groot seuns aanbetref, ek sal met hulle praat, maar ek dink nie dit wat julle gedoen het regverdig om hulle balsak vir 5 dae weg te steek nie. Ek kon nie Dinsdag behoorlik oefen en te oordeel aan die gedreun van die weer gaan ons ook nie vanmiddag kan oefen nie, sê Helene sag en kalm. Die dogter laat sak haar kop. Ek is jammer juffrou, ek besef dit nou. Ons het nie bedoel om juffrou se oefening omver te gooi nie, sê die kind na aan trane. Die hoof se bui bedaar onmiddellik.
Opregte berou oor sondes het haar hart nog altyd laat vermurwe. Ek is bly jy besef dit. Ek dink nog steeds, julle moet gaan om verskoning vra, hou sy vol. Dit is nie nodig nie, mevrou. Ek sal vir die kleintjies sê daar was net 'n misverstand eers en dat die balle nou teruggevind is. Net nou kry hulle regtig groot kop as die seniors vir hulle moet om verskoning vra, sê Helene. Al 3 van hulle lag verlig saam. Nou ja toe, dan is dit goed. Mevrou Steenkamp is reg. Julle moet dalk hulle spangees probeer nadoen. Dit sal goed wees vir die skool, sluit sy die gesprek af. Toe Helene en die dogter 'n paar minute later die kantoor verlaat, knal 'n donderslag soos 'n kanonskoot reg by die kantoorblok, gevolg deur 'n helder wit vlam wat die hele gebou verlig. Almal in die kantoorblok gil geskok. Oomblikke later kletter Haal oorverdowend op die sinkdak. Nou ja toe, dis dan tot daarna toe met vanmiddag se oefeninge, sug Helene hard oor die lawaai en stap koes terug na haar kantoor toe. Ek hoor van die klasse daaronder by die sentrums het oorspoel omdat die Haal se afleivore verstop het, vertel Anke opgewonde terwyl Arno die maalvleis op die stoof roer. Ja, dit lyk asof dit gesneeu het, so dik lê die Haal op die rugbyveld. Kyk, ek het foto's geneem, sê hy en wys vir Anke die foto's op sy foon. Sjoe, dis ongelooflik. Ek is bitter bly ons karre het almal onder aftakke gestaan. Die voor die kantoorblok was so vol dat die water amper oor die stoepe gestroom het. Dan was die kantore en personeelkamer ook onder water. Die mense wat onder die aftakke agter die kantoorblok parkeer, het enkel diep in die water gestaan, toe hulle wou inklim. Dit moes 'n wolkbreek gewees het. Ja, boonbehalwe die middagse oefening wat ons verloor het, is ons bekommerd of die velde betyds sal dreineer voor Saterdag se wedstryde. Hulle verniel geweldig as 'n mens op sulke nat gras speel. Ten minste is die lug darm nou weer oopgetrek, probeer sy hom moed inpraat. Ons sal maar moet sien, sê hy, en blaai nuuskierig deur een van die fotoalbums wat op haar kombuisrak lê. Anke voel dadelik ongemaklik. Sy het gesoek na 'n spesifieke foto van haar en haar pa. Sy het die albums nog nooit weer gebeere nie. Liewe aarde, maar julle het baie medaljes gewen. Ek het nie besef, julle het so lank saam gedans nie, sê Arno verras, terwyl hy deur die hele album blaai. Ja, ons het saam gedans van ons 6 jaar oud was. Dis 'n leeftyd, antwoord sy verleë. Dit is die eerste keer dat Frans in een van hulle gesprekke ter sprake kom. En mis jy hom nie? Vra Arno, terwyl hy haar stip aankyk. Maak dit saak of ek hom mis of nie? Vra sy en kyk hom betekenisvol aan. Nadat hy verlede donderdag die opmerking gemaak het dat sy pragtig is, het hy nog steeds nie toenadering gesoek nie. Arno se oë vonkel. Wil jy hê dit moet saak maak? Vra hy tergend. Sy trek haar skouers op. Dalk, antwoord sy sag. Hy lag saggies en tree tot by haar. Hy vou sy hande om haar gesig, sy duime vry saggies oor haar wange. Hulle oë voer 'n woordelose gesprek. Dan soen hy haar lank en innig. Sy sit haar arms om sy lyf. Hulle staan lank in omhelsing. Lyk dit vir jou of ek hom mis? Vra sy uit asem, wanneer die soen uiteindelik eindig. Geagte personeel, namens die VLR wil ons julle almal bedank vir hierdie kwartaal se harde werk en omgee. Hierdie ete is 'n blytjie van ons opregte waardering. Ons hoop julle sal dit geniet. As die skool volgende Vrydag sluit, moet julle almal heerlik gaan rus. Julle verdien dit. Bedank weer aan die personeel formeel. Helene kyk vir Alta vraend aan, toe die in die middel van die toespraak by die deur insluip. Sy weet die hoof hou niks daarvan as iemand laat kom nie. Aan die donderwolk op haar gesig is dit duidelik iets moes gebeur het.
Helene se gedagtes dwaal weg na die netbal en die moderering toe. Sy kan nie glo haar span het so waar Saterdag weer gewen nie, ten spyte daarvan dat hulle nie oordentlik kon oefen nie. Vir die eerste keer in jare voel sy weer opgewonde oor netbal. Dit was nou wel nie 'n weghol oorwinning nie, maar die meisies het baie vasbyt gewys. As hulle hierdie Saterdag weer wen, staan hulle skool vir die eerste keer in 'n lang ruk kans om 'n finaal te haal. Sy weet daar moet nog baie water in die see loop, maar sy voel regtig goed oor die spannetjie. Sy het vanmiddag die oefening deeglik beplan, ten spyte van berge moderering wat nou instroom. Sy sal haar tyd baie goed moet beplan om alles gedoen te kry. Sy sal ook tyd moet inruim om die puntestate te kontroleer. Sy word teruggeruk na die werklikheid toe die res van die VLR wat in 'n bondel by die ander deur staan, waarderend hande klap nadat die hoof hulle bedank het vir die moeite met die ete. Dan stap hulle uit en gaan wag buite. Ek kan nie meer wag vir volgende Vrydag nie. Dit voel of hierdie kwartaal nooit gaan eindig nie. Die kinders ruk nou heeltemal hand uit, kreun Alta, terwyl die personeel in 'n ry staan om van die hoenderpastei en slaai in te skep. Hoor, beamoed iemand anders. Ja, as die skool nie nou sluit nie, gaan ek 'n moord pleeg, sê Alta. Waaroor is jy so vies, Alta? Vra Leonie. Nee jong, ek het eers 'n katgeveg tussen 'n graad 8 in my registerklas en 'n matriekdogter hanteer, sug Alta, terwyl iemand vir haar 'n bord aangee om tyd te spaar. Daar is vandag net een lang pouse, maar die personeel weet hulle kan nie tyd mors nie. Hoe so? Vra Leonie. 'n Sommer tienerbog. Die matrieks in die tweede span kan net nie vir Iwet en Helene se span uitlos nie. Hulle hou aan om te sê sy verkondig hulle span is beter as die seniors. Iwet sê dit is nie so nie. Sy sê Ansie is net jaloers omdat Marnus pauses met haar staan en gesels. Hy en Ansie het mos laas jaar uitgegaan. Verduidelik sy die Betalia terwyl hulle inskep en gaan sit. Ek kan dit nie glo nie. Ek het so mooi met my meisies gepraat oor die hele gedoente. Ek het gedog dis nou verby, kreun Helene ontsteld. Toe nie, verduidelik Alta, terwyl sy haar servet oopvou. Ek dink net die tweede span kan dit nie hanteer dat jou span nog al hulle wedstryde gewen het nie. Ek het ook vir Iwet gesê sy moet baie versigtig wees vir Marnus. Hy sal mors met haar. Maar hoor is min. Sy moet maar haar kop stamp. Sy wil nie hoor nie. Kom ons geniet eers die kos. Ek is nou moeg vir dramas en intriges. Ek gaan beslis nie mis wanneer ek klaar maak nie, sê Helene. Ek stem. Ek is nou moeg vir die kinders. Hulle rafel heeltemal uit aan die einde van die kwartaal. Maar van die os op die jas, het julle die laaste 2 weke van meneer Malan en juffrou Hofman dopgehou. Daai tweeetjies is so verlief, hulle kan nie deur hulle oë sien nie, vertel Leonie entoesiasties. Ek het gedog ek verbeel my net. Is dit nou nie te oulik nie, sê Santi geesdriftig en almal aan die tafel knik hulle koppe goedkeurend. Ek en Rassie hierdie ding al tydens die atletiek sien kom. Ek dink hulle pas mooi by mekaar, beamoed Helene, terwyl sy heerlik aan die laaste happie pastei smil. Wel, ek hoop maar net die romanse oorleef die druk van die onderwys, anders gaan dit 'n ongemaklike affære wees, sê Alta filosofies. Haar gemoedstoestand is duidelik nog nie beter nie. Dis goed die kwartaal is amper verby. Ek kry julle sportmense so jammer, want julle het nooit 'n naweek af nie. Dis definitief tyd vir 'n blaaskans, sê Santi moederlik. Haai Willem, sterkte vir jou lisensieafspraakie vakansie. Wanneer ry julle? Vra Anneke die donderdag in die Engelse klas voor die skool sluit. Ons ry môreoggend sodra die skool gesluit het. Ek kan nou nie meer wag nie. Gaan jy die hele vakansie se rugbyoefeninge mis? Vra Anneke nuuskierig. Nee, net die eerste week se oefening by die skool. Ek sal betyds terug wees vir die tweede week se kursus. Wat gaan jy die vakansie doen? Vra hy verleë
net om ook iets te sê. Ons eerste hokkie en netbalspanne gaan mos die eerste week op 'n kursus maak hy toe. Sodra ons klaar is, kom kry Lukas hulle my daar. Dan gaan ons vir 'n week vakansie hou. Ek kan nie meer wag nie, vertel sy opgewonde. Dit klink baie lekker. Julle moet dit geniet, antwoord hy afgehaal. Ons sal verseker. Lukas se ouers is baie oulik. Hulle is goed vir my, vertel sy vrolik voordat juffrou Olofse verder praat. Die ding met Anneke krap nog steeds aan hom. Hulle gesels deesdae baie, maar hy weet nie of dit noodwendig goed is nie. Hy is elke keer omgekrap as hy haar saam met Lukas sien. Hy kan dit nie help nie. Tog kan hy nie lelik met hulle wees nie. Nee, die vakansie het beslis net betyds aangebreek. Dit sal goed wees as hy haar vir 'n ruk nie sien nie. Dalk voel hy volgende kwartaal beter. Of dalk het sy en Lukas dan al uitgemaak. Sies Willem, jy's nou vieslik, dink hy skuldig en klap sy taalboek lusteloos toe. Skakel gerus môre weer in vir nog 'n episode.